Hallo, baie welkom by hierdie video. Vandag gesels ek oor hoe om die evangelie met iemand anders te deel. Ek hoop jou ore is gespits. Ek onthou so goed, die eerste keer toe ek die evangelie gaan deel, toe ek met iemand gaan praat het oor hoe om in die hemel te kom, wat hy moet doen om geloofsekerheid te hê. Ek was in standaard 4 gewees en ek het 'n kursus gedoen met die kerk oor evangelisasie. Ek onthou ons het so 'n geel-oranje boekie gehad, 4 stappe na geloofsekerheid. En ek was so bang geweest toe ons op pad was en ek my eerste persoonlike gesprek moes hê. Ek weet my broek het gebewe, my hart het in my keel geklop en ek was baie bang. En later moet ek bely in my lewe nadat ek 'n paar kursusse gedoen het oor evangelisasie en baie keer probeer het om evangelisasie werk te gaan doen en die evangelie te deel, want dis wat evangelisasie werk is, om die evangelie te deel. Het ek op 'n stadium in my lewe gekom waar ek gedink het, nee, hierdie werk net nie. Dit is net nie die moeite werd om dit eers te probeer doen nie, dis 'n mors van tyd. Want sien, almal wat 'n mens mee gaan praat, die eerste ding wat jy geleer word om te doen is om die vraag te vra, as jy vandag te sterwe kom, sal jy hemel toe gaan? En die meeste mense met wie ek gepraat het, het gesê ja, en as ek vir hulle vra, want dis jou opvolgvraag, hoekom? Dan het hulle gewoonlik gesê, want ek is 'n goeie mens, ek probeer 'n goeie lewe lei. En dan moes jy hulle probeer oortuig dat hulle nie 'n goeie mens is nie, dat hulle eintlik sondaar is en dat hulle eintlik op pad is hel toe, as hulle nie vir Christus ken nie. En dis nogal moeilik om vir iemand wat jy nou net ontmoet het te oortuig dat hy 'n slegte mens is, as hy vir jou sê, ek is eintlik 'n goeie mens, ek probeer om 'n goeie, mooi lewe te lei. En dit bring my by die metode oor hoe om die evangelie te deel wat ek vandag vir jou wil leer en met jou wil deel. En in die proses het ek geleer om myself uit die equation te haal. Want sien, ek was altyd gespanne en ek was altyd bang geweest. Sê nou ek doen dit nie reg nie, sê nou ek volg nie die regte stappe nie, sê nou ek kry nie iemand te oortuig nie, want dit het gegaan oor myself wat iemand wou oortuig van die evangelie. En God het vir my gewys, nee, dis glad nie die manier om dit te doen nie. Onthou julle wat sê Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ja, dis die Gees van God wat binne ons as gelowiges is, wat die getuigwerk doen en die oortuigwerk doen. So al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees. Daarom, hier is die metode wat ek gebruik wat vir my werk en ek hoop jy kan dit ook toepas en dit gaan vir jou ook werk. Kry vir jou 'n maatjie om saam met jou te gaan en evangelisasie werk te doen, om met iemand te gaan gesels. Moenie sommer net alleen gaan nie. Partykeer kom jy in 'n situasie waar jy alleen is, dan moet jy dit maar doen. Maar as jy nou spesifiek uitgaan, en dit hoef nie lank te vat nie, vat 'n halfuur op 'n dag of oor 'n naweek en gaan na die winkelsentrum toe of gaan na die strandfront toe of waar mense ook al is. En dan gaan gesels jy daar met mense. En jy loop na die mense toe, jy ken hulle glad nie en die eerste ding wat jy vir hulle vra is, ekskuus tog, kan ek gou vir jou 'n vinnige vraag vra? In Engels gewoonlik, want as jy nie in Suid-Afrika weet of jy die persoon Afrikaans spreek, en dis jy doen dit eerder in Engels en dan kan jy later oorslaan na Afrikaans as jy agterkom as 'n Afrikaanse persoon. So jy vra die vraag, excuse me, can I ask you a quick question? Die rede hoekom jy daai vraag vra is, die vraag om vir hulle te vra, kan ek vir jou 'n vraag vra, maak hulle nuuskierig. Wat wil hierdie mense van my weet? Hulle het nie 'n blaai by hulle waarop hulle goed gaan invul nie. Maar gewoonlik is mense, wanneer hulle in 'n winkel is, veral op pad ergens heen, mense is deesdae verskriklik hastig en besig, so hulle het nie baie tyd nie, so daarom moet jy sê, kan I ask you a quick question, kan ek jou 'n vinnige vraagie vra? En die meeste mense sal vir jou sê, ja, wat is dit? Baie sal net aanloop en sê, sorry nee, ek stel nie belang nie, want hulle dink jy wil iets aan hulle verkoop. Maar as hulle sê, jy het regtig niks om te verkoop nie, dan sê hulle gewoonlik, ja, wat is dit? En dan kom die volgende vraag, en dit is, het jy enige pyn in jou liggaam op die oomblik? Do you have any pain? En dan kyk hulle jou vreemd aan, dan vra hulle gewoonlik, hoekom vra jy? Of hulle sê, hoe het jy geweet? Of, ja, ek het, of nee, ek het nie. En as hulle nie het nie, dan sê jy, o goed, baie dankie, en hulle gaan aan. Maar as hulle vir jou sê, hulle het pyn, dan vra jy vir hulle, wat is die pyn? Waar is dit seer? En hoe erg is die pyn? Dus vra vir hulle op 'n skaal van 0 tot 10, waar lê die pyn drempel? Is dit 5? Is dit erg soos in 8, 9 dalk daarom? En dan as hulle vra, maar hoekom vra jy vir my so 'n vraag, dan kan jy vir hulle sê, gaan jy omgee, as ek net 'n vinnige gebed vir jou doen. En dis weer belangrik om te sê, 'n vinnige gebed, want sien, mense is bietjie bang vir Christene en vir kerkmense, want hulle kan baie lankdradig raak. En as 'n mens by die winkels is of by die see is, het jy nie tyd vir ander goeders nie, jy wil jou eie ding doen, jy wil 'n bietjie ontspan of jy wil by 'n spesifieke plek uitkom. Daarom moet jy sê, kan ek net vir jou 'n vinnige gebed doen, net 'n paar sekondes. En meeste mense wat regtig pyn het, gaan dadelik sê, ja, okay. Selfs ongelowiges gaan sê, okay, goed.
Wat maak dit saak? Bid dan nou maar gou vir my. En dan doen jy 'n gebed, en dis 'n eenvoudige gebed. Jy kan vir hulle vra, waar is die pyn? As die pyn in die rug is, dan vra jy, gaan jy omgee as ek net met my hand daar raak? En dan sit jou hand teen die persoon se rug neer en jy sê, in Jesus naam, pyn gaan weg. En dan vra jy, hoe voel die pyn nou? En jy sal verras wees, dalk, dat God daardie gebed van jou, daardie eenvoudige kort gebed, gaan en wil gebruik om mense se pyn weg te vat, om die pyn te verlig. En as die pyn nog nie heeltemal weg is nie, maar dit is bietjie beter, en dan sê vir jou, wel, dit is beter. Dan gaan jy vir hulle sê, kom, kan ek net gou weer bid? En dan doen jy dieselfde gebed. Jesus, in U naam, pyn gaan weg. En as jy dit gedoen het, dan kom God. Hy vra net van ons om gehoorsaam te wees, né? En dan kom hy, en dan kom werk hy deur sy gees, en hy bring genesing. Want weet jy wat, dit is ook die metode wat Jesus gebruik het, toe hy op aarde geleef het, het hy honderde, duisende mense gesond gemaak. En dit het mense na hom toe aangetrek, en daarom was hulle oop, wanneer hy die evangelie met hulle gedeel het. En dan as iemand regtig genees word, as iemand se pyn weggevat word, dan bely jy, dan sê jy, dit is Jesus Christus wat dit gedoen het. Want hulle gaan vir jou heel waarskynlik vra, hoe kry jy dit reg? Wat het jy gemaak? Ek het al snaakse gevalle gehad van iemand wat sê, wat het jy in jou hand? En dan wys jy, nee, ek het niks in my hand nie. Dit is die Here Jesus wat dit gedoen het. En dan sê jy vir hulle, ek sal graag oor 'n koppie koffie eendag met jou wil gesels oor Jesus. En kan ek jou telefoonnommer en jou naam kry, dan gaan ek jou bel en dan kan ons 'n afspraak maak. En dan maak jy so. En as hulle nie hulle telefoonnommer vir 'n naam wil gee nie, dit maak nie saak nie, laat hulle gaan sê, gaan in vrede. Maar meeste van die mense, het ek agtergekom, is bereid om hulle naam en hulle telefoonnommer te gee. En dan kry jy hulle nommer, en dan bel jy hulle die volgende dag of twee dae later. Moenie dat daar 'n te lang tydperk verloop, vandat jy vir hulle gebid het tot jy hulle kontak nie. En dan maak jy met hulle afspraak, sonder 'n afspraak by 'n koffieshop of ergens waar jy hulle kan ontmoet, en waar jy kan gesels. Dis hoekom ek sê, as jy 2 mense is dit net soveel makliker. Mense voel nie so bedreigd nie. Veral as dit 'n man en vrou is wat gaan, en jy moet met 'n vrou gaan gesels, dan is dit goed om 'n vrou, 'n meisie saam met jou te hê. As jy nie anders kan nie, dan kan jy dit alleenig doen, maar doen dit in 'n openbare publieke plek. Jy wil mense gerus stel op hulle gemak hê. En dan wanneer jy saam met die persoon gaan koffie drink, dan kan jy die evangelie met die persoon deel. 'n Maklike manier om die evangelie te verduidelik is met 'n beursie. Die meeste van ons het 'n beursie by ons as ons winkel toe gaan of as ons dalk see toe gaan. So dan vat jy die beursie, maar voordat jy die beursie jou het, dan sê God het ons geskep om so in 'n verhouding, 'n intieme verhouding met hom te leef. Maar toe kom die sonde, né? En die sonde kom in ons lewe in, en die sonde veroorsaak dat ons nie meer by God kan uitkom nie. Die sonde kom, maak 'n skeidsmuur, sê Jesaja, tussen ons en God. En partykeer probeer ons op ons eie van die sonde ontslae raak. Ons probeer godsdienstig wees, ons probeer goeie werke, né? En ons probeer die sonde wegsteek. Ons foute probeer ons verdoesel onder godsdienstigheid of goeie werke. Maar het dit verdwyn? Nee, dit is nog steeds daar. Dit is nog steeds in my lewe. Maar toe kom God, omdat hy lief is vir ons, en hy kom gee sy seun Jesus Christus, en Jesus sterf aan die kruis van Golgotha in ons plek, vir ons sondes, en hy kom verwyder die sonde. Hy vat dit weg, en nou kan ons weer in 'n naby intieme verhouding met God leef. En dan kom God, en God kom doop ons. Hy kom doop ons met water, en hy kom doop ons met die Heilige Gees, sodat sy Gees, die Gees van God, die Gees van die lewende God in ons kan woon en werk. En dan vra jy vir die persoon, het jy so 'n verhouding met God? Weet jy dat God deur sy Gees in jou bly? En as hy nie het nie, dan vra jy vir hom, wil jy dit graag hê? En dan lei jy hom in 'n eenvoudige gebed, laat hy in sy eie woorde net sê, ek bely my sondes, en dat hy in sy eie woorde vir God nooi om in sy lewe in te kom, en sy lewe vir die Here te gee. So dit is in 'n netedop hoe mens die evangelie deel. Daar's natuurlik ander metodes, jy kan daai boekie gebruik, die 4 stappe na geloofsekerheid, maar die groot ding is, jy moet uitgaan, en jy moet bereid wees om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag, en te gaan, en die evangelie te gaan deel. En soos ek gesê het, wat baie goed werk is, stel jouself in 'n situasie waar jy regtig op God moet vertrou, waar as jy nie God vertrou nie, niks gaan gebeur nie. Daarom stel ek voor, gebruik daardie ding van om te vra, het jy enige pyn? Kan ek 'n vinnige gebed vir jou doen? Ek hoop jy gaan sommer baie pret hê, en ek weet, as jy dit gaan begin doen,
gaan die Here jou wonderlik gebruik en gaan jou geloof soveel groei en so sterk raak. Mooi bly, dankie dat jy na hierdie video gekyk het en onthou om te subscribe as jy nog nie gesubscribe het nie. Share hierdie video as jy dink dit kan vir iemand anders iets beteken. Alles van die beste, mooi bly, totsiens.